2, dat is hy. Goeiemôre vriende. Party van ons het groot monde, laat ek hom maar eerder sit. Dat is hy. Baie welkom vanmôre hier by die diens en ek is, dis my voorreg om weer vanmôre vir Karl welkom te heet wat vir ons die diens kom aanbied vanmôre. Ek het net 'n paar aankondigings wat ek moet hanteer. Ek moet daar agter met die jong mense gaan gesels. Oor ons is besig met hierdie bandjies waarmee ons betrokke is. What will Jesus do? So ons is vanmôre met hulle daar agter besig en dan ook vanaand by die Pierneef. Die downtime gaan voort. Ons is net in die Pierneef saal, so asseblief laat julle jong mense kom. Ek wil net 'n paar aankondigings dus hanteer. Die deurkollekte gaan vir die diensentrum vir bejaardes. En dan is ons dankbaar vir almal wat betrokke was by die diner. Het was 'n baie mooi geleentheid. En dan hierdie week is ons 40ste fees erediens. Dominee Rolf Opperman, hy was die persoon wat die gemeente afgestig het destyds by moedergemeente. Hy kom Sondag vir ons preek. Ons het goed gedink dat die oorspronklike persoon wat alles begin het, eerskomende Sondag hier gaan wees. So ons sien uit daarna, nou vir die van u wat hom nie ken nie, of die van u ken hom, Rolf is een van daai goddelike besonderse mense wat maar net daar in die lewe is, wat jou lewe net betree. Hy was een van my mentors gewees op universiteit, ek het nooit eens geweet hy kom van Potties af nie, en almal wat met Rolf Opperman te doen het, vertel jy maar net hoe wonderlike mense sy. So hy het ingestem om dan eerskomende Sondag die diensie te kom hanteer. So ons nooi uit, asseblief kom eet 'n stukkie koek, ons gaan 'n groot koek hê, en dan natuurlik op hierdie stadium is daar verskriklik baie yskriem. So vanmôre ook, in plaas van koek en tee, gee ons tee en yskriem, vanmôre is daar ook roomys in die kuierarea, so vir die volgende 2 maande dink ek, gaan ons net roomys eet. So volgende naweek is ook dan koek en roomys, maar asseblief onthou, is ons 40ste verjaarsdag. Ons bevind onsself nou in die 5de lydensweek, so kyk ook op die afkondigings na die datums wat gaan plaasvind. Die nagmaal hierdie jaar gaan 'n meditatiewe nagmaal wees. Hy word bietjie anders te ingerig. So ons gaan die heeltyd hier voorberei, laat jy nie daai aand met 'n verwagting kom en dink ons gaan preek nie. Daar gaan bietjie 'n anderste nagmaal wees. Ons het in die verlede so meditatiewe nagmaal gereeld aangebied en ons gaan hom hierdie jaar weer so aanbied. Maar ons sal alles mooi verduidelik soos die tyd aangaan. So die donderdag aand is die nagmaal en dan bou dit op na die Sondag toe wat die opstandingssondag is wat by Moordrif gaan plaasvind. Daar gaan 'n erediens hier ook plaasvind, hier so in ons gemeente, en dan is vir die mense wat nie wil Moordrif toe gaan nie, wat dan hier so in die erediens kan kom bywoon. Julle sal ook begin sien, hier gaan begin veranderinge plaasvind hierso. Ons het nou die trappie wat hier was uitgehaal. Ons musiekgroep het te op mekaar daar gestaan, so ons het nou goed gedink om bietjie verskywings te maak, dat ons kan spasieer om hier agter in te bring. Die musiekgroep oefen nou weer hierdie donderdag. As jy wil kom saam sing, kom deel word van die musiekgroep, asseblief kom skakel my of kontak my. Ons het altyd hulp nodig met die musiekgroep en ons iewers sal ons vir jou altyd plek kry. As jy kan gitaar of klavier speel, asseblief het ons jou nog meer nodig. En dan daarmee saam is donderdag aand het ons die gitaarlesse vir mense wat wil graag leer gitaar speel, is dan hierdie week aan die gang. En dan bid ons hierdie week dan vir ons bid vir leraars en almal betrokke by die dienste, dat ons die gemeente nie geestelik lam en lou word nie, maar sal volhard in hulle aanbidding tot God en die uitlewing van hulle geloof. Ons bid vir die jeug en jong gesinne in ons gemeente en die dorp, as ook die beplanning rondom die kategese bedieningsstrategie, dat jong mense 'n verhouding met ons Skepper vorm en binne sy wil sal bly. Ons gemeente se finansies, ons vra God se leiding en insig rondom die gemeente se finansies, waarmee God besig is. Wat wil hy vir ons sê? Die leidingstyd dat God ons opnuut bewus sal maak vir die leidingspad wat Jesus met ons loop. Ons is dankbaar vir 'n geseënde diner, dit wat die lekker saamkuier die aand was, dat almal die liefde en teenwoordigheid van Jesus Christus sal ervaar. En dan almal wat hierdie week verjaar, mag hulle werklik die Here se seën ervaar, en dan almal wat op die gebedslys is ook, dat hulle sal weet, niks kan ons ooit van die liefde van God skei nie. Dis dan vir my 'n voorreg om vir Karl aan die woord te sit. Baie welkom, Karl.
Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here en dankie Dominee Jacques vir die bekendstelling. Toe hy dit nou so noem, want hy noem die gebed so. Ek is sommer so besig om so werkstuk te doen daar by die huis. En ergens in die werkstuk maak dit melding van gebed. Hoe belangrik gebed eintlik is 'n sleutel vir 'n gesonde, groeiende gemeente. Maar hoe belangrik ag ek en u gebed in ons lewe? Toe ek nou hier agter in die konsistorie is en ek sien so boksie daar agter wat lyk asof dit sonkrag omsetter, dit 'n sonkrag omsetter is, dink ek maar dit is eintlik die krag van 'n gelowige. Nie die son nie, maar gebed. Eintlik nie gebed nie, maar ons verhouding met die Vader in die hemel. Wat eintlik die krag is vir my en jou as gelowige. Gebed. Want gebed is daai draad, kan ek maar sê, verbindingskabel of kom ek sê die koperdraad tussen ons en God. Is gebed. Maar die kragbron, en hy is natuurlik nie net 'n kragbron nie, want hy is 'n persoon, is God. En dat ek en u eintlik glad nie kan aangaan in die oggend. Ons het nou die voorreg gehad, vanoggend was ons krag af op Potties, of skies op Naboom, het die krag afgegaan. Toe het ek gou gery, gaan petrol koop, en die kragopwekker gesit en hom aangesit. Toe het ons weer krag. Maar inderwaarheid is God die kragbron van my en jou. En kan ons nie daarsonder nie. Die ligte gaan nie aan nie, die airfryer gaan nie aan nie, die ketel gaan nie aan nie, die haardroër gaan nie aan nie, die geyser gaan nie aan nie, as daar nie krag is nie. So niks in my en jou lewe werk, as daar nie krag is nie. Ons het nie die wilskrag om vanmôre op te staan, as ons nie met God gepraat het nie. Ons het nie die versienheid om iets vandag te doen, as ons nie met God gepraat het nie. Ek sien nie kans vir môre se skool, as ek nie met God gepraat het nie. Ek sien nie kans vir môre se werk, wat dit ook al behels, as ek nie met God gepraat het nie. Ek sien nie kans om 'n verhouding reg te hou, as ek nie met God gepraat het nie. Ek sien nie kans vir môre my vellies of my kerkskoene aan te trek, as ek nie met God gepraat het nie. Ek sien nie kans vir môre my hare te kam, as ek nie met God gepraat het nie. Ek sien nie kans om vanmôre 'n boodskap te bring, as ek nie met God gepraat het nie. Jy kan niks doen sonder God nie. Jy kan nie jou klere aantrek sonder God nie, jy kan nie gaan bad sonder God nie, jy kan nie badkamer toe gaan sonder God nie, want hy sorg vir alles. Hy sorg vir die serotonien in ons brein, vir die dopamien, om vandag te vat. So voor ons, dalk selfs eers iets doen in hierdie diens, kom ons bid. Liewe Here, ja, baie keer vat ons dinge so vanselfsprekend. As jy 'n paar komminute gehardloop het, of 'n paar fietswedrenne gedoen het, of 'n paar grade in jou lewe gedoen het, en jy het goeie punte gekry, paar werksgoeders gedoen het, of vat ons as so vanselfsprekend. Maar eintlik is niks vanselfsprekend nie. Wil U vanoggend ons kom ontmoet? Wil U vanoggend die lewensaar wees, wat die bloed deur ons are pomp, amper soos 'n hart behoort te doen? Wil U dit vanoggend vir ons doen? Bid dat U vanoggend vir Dominee Jacques en al die kinders, vir jong mense daar in die ander byeenkoms sal seën. Wil U ook daar hulle oë oopmaak om U te kan sien? Ons bid dit in Jesus se naam. Wil U vir elkeen wat vanoggend hartseer is, vertroos. Elkeen wat vanoggend nie moed het om op te staan nie, wil U vir hulle moed gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir jou en vrede van die Here wat is en wat was en wat weer gaan terugkom. Kom ons sing so 2 liedere staande saam. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 monde tot die eer, en dan soos 'n wildsbok. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
Ons sing nou lied 164, ons is almal hier te saam. Dominee Jacques het nou genoem dat ons is in die 5de lydensweek voordat Jesus gesterf het, voor Paasnaweek. En in 7 weke dink ons aan wat Jesus gedoen het vir ons. En ons weet dat in die laaste week het alles gebeur. Die laaste week voor hy gesterf het, het hy die eerste keer, of kom ek sê, het hy die vyandige gesindheid van mense die ergste beleef. En interessant dat hy die laaste 6 dae het hy nie in Jerusalem geslaap nie. Hy was elke dag daar binne, maar hy het nie een nag daar binne geslaap nie, want hy was bang dat hulle hom doodmaak. Hy was nie regtig bang nie, maar dit moes op 'n spesifieke dag gebeur het. Of kom ek sê, hy was die donderdag was hy mos gevang, en die Vrydag was hy dan gekruisig gewees. Maar ons dink in die laaste 7 weke, dink ons aan hierdie tyd toe Jesus eintlik gelei het. En dis iets wat ons so maklik miskyk, die weerstand wat Jesus gehad het. Jesus het weerstand gehad van die skrifgeleerdes, die fariseërs en die familiehoofde. Was sy weerstand gewees. Maar vir die gewone mense was mal oor hom, hulle was lief vir hom gewees, en hy was daar vir hulle, hy was tussen hulle, tussen die sondaars, maar die leiers, daar was 'n weerstand van hulle kant af, want hy het eintlik vir hulle gesê, julle is verkeerd, en ons almal weet, maar ons hou nie daarvan dat iemand vir jou sê, is verkeerd nie, niemand hou daarvan om oor die vingers getik te word nie, Maar Jesus het inderwaarheid vir hulle gesê, maar julle doen wat verkeerd is. Maar het is baie interessant dat nie al die leiers was teen Jesus nie. En een van hulle is Nicodemus, wat ons in Johannes 3 raakloop. En in die einde van Johannes is hy die een wat 50 liter mirre gee vir Jesus se begrafnis. So hy gaan saam, as hy hulle vir Jesus van die kruis afhaal, en hy gaan, wil ek sê, preserveer sy liggaam nadat hy dood is. Maar vandag wil ek graag 'n stukkie saam met u lees as wet uit, ek eers my berings reg kry, uit Matteus 25. Matteus 25,
Nou, in hierdie laaste gedeelte, voor Jesus gekruisig is, het ek paar profetiese redes gegee. Profeties beteken woorde van God wat vir die toekoms is. En een van hulle gaan oor die laaste oordeel. Nou, dit stem nogal ooreen vandag met ons teksgedeelte, wat uit Prediker uitkom, maar in hierdie gedeelte verduidelik Jesus vir sy disippels, hoe gaan die laaste dae wees? En dis nou 'n gedeelte wat ons dalk kies om mis te lees. Een van hulle is die gelykenis van die 10 meisies, met die olie en die lampies. Dan is dit die gelykenis van die muntstuk, en dan is dit van die laaste oordeel. Die laaste oordeel is die oordeel wat God gaan gee. Eintlik in hierdie opsig is dit Jesus wat dit gee, wanneer die mense opgestaan het uit die dood uit. Ek gaan dit saam met u lees, Matteus 25 van vers 31 af. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk van die skepping is van die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg, in die tronk, en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons die honger gesien, en u gevoed? Of dors, en vir u iets gegee om te drink? Wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien, en u gehuisves? Of sonder klere, en vir die klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van my hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger, en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere, en julle het my nie klere gegee nie. Siek, en in die tronk, en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, maar wanneer het ons die honger, of dors, of 'n vreemdeling, of sonder klere, of siek, of in die tronk gesien, en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hierdie mense sal in die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Dit is so 'n bietjie ontstellend hierdie gedeelte, want nie een van hierdie twee mense, of groepe mense, het Jesus in hierdie toestand gesien nie. Maar dan sê hy, sover julle dit in die geringstes van die broers, in die eerste gedeelte, en net in die tweede gedeelte geringstes gedoen het julle dit ook aan my gedoen. So wat hier eintlik gebeur is, jy doen reg of verkeerd, sonder dat jy dit weet, vir aan wie jy dit doen. Jy doen reg, sonder dat jy weet aan wie jy dit doen, en jy doen verkeerd, sonder dat jy weet aan wie jy dit doen. Want Jesus was vir nie een van hierdie twee groepe mense sigbaar of herkenbaar nie. So wie was Jesus?
Nou reken net, ek en u stap eendag by die oordeel aan. Wel, dit gaan gebeur. En dan kom Jesus met al sy engele, en hy gaan sit op die koninklike troon. So wie is die koning? Is Jesus. Dan gaan sit hy op die troon en dan sê hy, right, die is wat die wil van my Vader gedoen het, kom staan hier aan my regterkant. Die wat nie die wil van my Vader gedoen het nie, staan aan my linkerkant. Hulle word van self verdeel, amper soos toe die diere by Noag in die ark inkom. Noag het hulle nie gaan roep nie, hulle het self aangekom. So hier split die mense van self, want hy weet, of hy het reg gedoen, of hy het verkeerd gedoen. En dan sê Jesus, die wat die wil van my Vader gedoen het, hier is die koninkryk van die hemel vir julle. En die wat nie die wil van my Vader gedoen het nie, julle gaan die ewige vuur kry. Dis 'n bietjie scary, want jy besef nie, dat jy reg of verkeerd was op aarde nie. Toe Dominee Jacques my nou sê, wat is die tema van vanoggend se diens, hoe jy lewe, toe het hierdie teksgedeelte by my opgekom. Hoe lewe ek en jy? Baie keer leef ons waar mense dit sien. Ons is grand waar mense dit verwag dat ons grand is, en ons is nie grand as mense dit nie van ons verwag nie. Ergens hoor ek die sê ding, wat is integriteit? Dis dit wat jy is, wanneer mense jou nie sien nie. Dis integriteit. So as niemand my sien nie, en ek doen 'n spesifieke ding, dan is dit integriteit, of ek doen dit nie, dan is dit integriteitloos. So, hoe moet ons optree? Ons moet so optree dat God ons altyd sien. Ook wanneer niemand my sien nie. Wanneer niemand my sien nie, moet ek nie iets verkeerd doen nie. En wanneer iemand my sien, moet dit nie saak maak wie my sien nie. Maak nie saak wie my sien nie. Of dit die skoolhoof is, of die dominee is, of die ouderling is, of die baas is, of my vrou of my man of die kinders is, moet nie saak maak nie. Want ek moet altyd op dieselfde manier leef. Jy moet altyd reg leef. Dis wat hier staan. Want nie een van die groepe het Jesus erken nie. Maar hy sê, sover dat julle dit in die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Nou kan ons begin praat oor, wie is die geringstes in my lewe? Ek is nou baie lief vir kinders, ek persoonlik dink, 'n graad 2 kind is niks minder belangrik as die skoolhoof, of die dominee, of my baas by die werk nie. Want daai graad 2 kind kan tot bekering kom en maak 'n keuse vir die Here, ja of nee. So hulle is niks anders as ek en jy nie. Ons dink nie, hulle moet nog eers graad 2 deurkom, hulle moet nie eers matriek kry, dan moet hy of sy 'n graad kry, en dan is hulle iemand. Nee, nie volgens God nie. In Matteus 18 sê Jesus, dat hierdie kleintjies, as jy aan hulle skade doen, dan weet my Vader in die hemel dit. So as jy 'n kleintjie minig jy eintlik een van minig eintlik Jesus, want dis mos nou 'n geringste. Of die boemelaar by die straat. Jy dink, maar hierdie oud sy kans in die lewe gehad. Hy het sy vrou verloor, hy het sy man verloor, jy weet, hulle dalk verneek, of wat ook al. Maar nou hoef ek hom nie te ag nie. Dis nie waar nie. Iemand wat vigs het, hy of sy het seker skeef gelewe, of nie reg gelewe nie, nou is hulle wat hulle is, of nou het hulle wat hulle het. Is nie waar nie. Die ou langs Jesus aan die kruis, hy was 'n moordenaar. Hy besef, hier is Jesus langs my, die koning van die heelal. Here, dink aan my as jy in die paradys is, sê hy. En wat sê Jesus vir hom? Nee, my maat, jy het jou lewe weggegooi, jou chips gehad, taboe met jou. Nee, Jesus sê, dit verseker ek jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. 'n Moordenaar, saam met Jesus in die paradys.
Die vrou op Johannes 4, wat al 5 maande gehad het, die iemand wie sy nou bly is nie haar man nie. So sy is net nie 'n vrou met baie goeie sedes nie. Sy kom tot bekering. Die vrou wat op heterdaad met oorspel betrap is, Jesus veroordeel haar nie. Die ou wat siek is, wat melaatsheid het, die ander ou wat siek is, omdat hy sonde gedoen het, Jesus veroordeel niemand nie. Maar wat doen ek en jy? Ons label hulle. Yes, nee, daai is 'n meisond en daai vrou is 'n slegte vrou, ons label hulle. Daai kind het sy chips gehad, hy het nie flip in graad 3 deurgekom nie. Nou dink ek niks van hom nie. Nee, nie Jesus nie. Nie Jesus wat eendag saam met al sy engele kom. Dis 'n magsvertoning, selfs soos Openbaring, met al sy engele, en waar gaan sit hy op die koninklike troon? Hoe kyk ons na mense? Wat doen ek in die week? Kom ons leef reg. Hierdie is 'n hoofstuk van Jesus se vangs af deur Judas verraai. 'n Hoofstuk. Dis in die laaste doodsnikke van sy lewe, sê hy hierdie goed, volgens Matteus. Waar lees jy wat is die belangrikste in die lewe? Kyk wat sê hy op sy sterfbed. Hierdie is eintlik Jesus se sterfbedwoorde. Julle, ons moet ons act together kry. Ons worry oor wat die mense sê, maar ons worry nie oor wat God sê nie. Het maak vir ons saak wat sê hierdie ou en daai ou, maar wat sê God? Sover julle dit in die geringstes gedoen het, het julle dit in my gedoen. Liewe Here, ja, ek wil soos 'n vriend van my sê, ons speel maar vir die gehoor, ons speel vir die paviljoen. Want dit maak vir ons saak wat die ander ouens dink. Intussen vergeet ons wat U van ons dink. Help ons om so te leef, dat ons weet, U wil hê ons het na die geringstes omsien. Vir iemand 'n brood gee, vir iemand 'n oor gee om te luister, vir iemand 'n lift ergens heen gee dalk, geleentheid, vir iemand 'n tweede kans as 'n werk, vir 'n kind 'n kans gee om wat droog gemaak het, om weer sy goed reg te maak, vir 'n broer of vir 'n suster, 'n vriend of 'n vriendin weer 'n kans te gee. Help ons om U beeld uit te dra, om ons hande uit ons sakke uit te haal en iemand te help. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing 'n lied as wet saam, lied 250, Gods wet vra enkel liefde, die eerste, die tweede en die 5de verse. Maar kom ons staan en dan sing ons dit saam. Lied 250. Sit. Ek wil graag
dieselfde teksgedeelte wat Dominee Jacques hulle daar saam met die jeug doen, wil ek saam met u lees, is Prediker 11, van vers 9 af tot 12 vers 8. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie dat ons van u genade kan leer ken. Here, dat ons almal eintlik gered kan wees, net omdat dit u genade is. Omdat u ons vergewe, nie omdat ons iets reg gedoen het nie, maar ten spyte daarvan dat ons dit nie kon doen nie, dat wanneer ons kom sê ons is jammer, dat u ons vergewe. Here, wil u vir ons help om te verstaan wat u van ons vra. Help ons om dit te begryp, maar dit ook te doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Prediker 11 vanaf vers 9 af. Voor ek nou lees, wil ek net so iets probeer verduidelik. Hierdie is eintlik 'n ingewikkelde boek. Ek moet eerlik sê, ek het nog nie baie keer uit Prediker uit gelees nie. Hulle noem dit wysheidsliteratuur, of dit is eintlik maar, kom ek sê, spreuke en gesegdes. So hy val saam met spreuke, is Prediker ook saam as wysheidsliteratuur, en dis eintlik nogal ingewikkeld. Dis amper, wil ek sê, soos wiskundige formules. As jy nou dalk 'n paai se formule het, of jy het 'n volume is lengte mal breedte mal hoogte, of in 'n sirkel is dit nou paai R, paai D mal hoogte, as jy die volume van 'n silinder moet kry. So hierdie is ingewikkeld. So jy kan dit nie eintlik sommer net so lees nie, jy moet 'n bietjie agtergrond by dit hê, voor dit vir jou sin maak vandag. As daai eerste nie sin gemaak het, dan verstaan ek dit heeltemal. Ok, reg. Prediker 11 van vers 9 af. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Hoofstuk 12 vers 1. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die swaar dae kom. Die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is 'n tyd wanneer die son sal donker word en ook die daglig, die maan en die sterre. Die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe. Die sterk manne waggel, die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure wat na die straat toe gaan, toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer die mens opstaan, as die voëls begin sing, al hoor hy geen geluid meer nie. Die tyd wanneer jy bang is vir hoogte en vir alles op die pad skrik, die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die springkaan homself moeisaam voortsleep, die kapperkruid nutteloos word, die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan, en die wat treur op die straat rondgaan, die tyd wanneer die silwer draad afgebreek word, die goue kruik breek, die kruik by die fontein stikkend breek, die wiel by die put stikkend val, die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die Prediker. Nou, dit klink 'n bietjie dal hierdie, nee, bietjie dood. En dit behoort seker so te klink, want ek dink dis die bedoeling wat die persoon hier sê. Nou, hierdie is toegedig aan Salomo, Salomo wat 'n baie wyse persoon was, en hy praat oor die ouderdom, oor oud word. Nou, ek weet nie hoeveel van julle is nou in daai klas nie, julle lyk nog 'n bietjie springlewendig vir my,
Maar ek dink dit is seker nou, as julle nou nog 10 jaar ouer word, dan kan julle nou na hierdie stukkie begin kyk. Maar, Stephen Covey sê in sy boek 7 Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Waar wil jy eindig? Begin daar. Nou, eintlik is dit verskriklik belangrik om dit as jong mens hierdie te lees. Dat jy weet hoe dit gaan wees die dag as jy oud is. Maar niemand dink daaraan nie. Ek wat nou hier voor hier staan, ek wou nie 40 geword het nie. Ek is nou al 57. Want ek het na my pa gekyk en gesê, flip, hy is stokoud toe hy 40 is. Ek wil op 40 doodgaan, jy weet. Nou is ek al 57. Maar, 'n ou moet dink, hoe gaan dit wees wanneer jy oud is? En daarom is hierdie eintlik verskriklik leersaam en belangrik. Ek dink dit is soos om na 'n begrafplaas toe te gaan. Weet nie of u nou gereeld by so 'n plekke draai maak nie. Ek is nou 'n dominee, so ek maak nogal gereeld by so 'n plekke draai, om mense te begrawe of ter aardebestellings. Maar reken net, al daai mense wat daar binne is, het drome gehad, of wat se grafte daar is. Almal het 'n lewensvisie gehad. Almal het dalk was getroud gewees, of party was kinders gewees. Dis baie hartseer baie keer as ek dit besef dat hierdie 'n kind was. Maar daar is hulle nou oorlede. So hoe moet 'n ou leef voordat jy daar kom? Wat maak jy reg in jou lewe om seker te maak dat jy reg is wanneer jy daar kom? Die feit is, ons gaan dit nou nie sommer vermy nie, behalwe as Jesus nou weer kom voordat ons sterf, wat ook kan gebeur. Jesus kan op die wolke kom voordat ons sterf. Maar as ons sterf, daarna kan ons niks doen nie. Ons kan nie daarna 'n keuse maak vir die Here nie, ons kan nie daarna vir 'n broer sê, "Jesus, ek is jammer," ek kan nie vir 'n sussie sê ek is jammer, kan nie vir my pel sê ek is jammer nie, want dis nou, ek het my chips gehad, dis klaar. Ek moet dit voor die tyd doen. En ek wil dit nou vir jy sê, ek is ook nie so op tyd nie, maar dit praat met my ook hierdie. Wat doen 'n mens? Dink aan jou Skepper. As jy jonk is, moet jy vreugde vind in jou jeug. Die jong dae ten volle geniet. Nou, ek dink soms geniet ons die lewe te veel, en ons dink nie aan môre nie. My liewe skoonpa sê altyd, onthou jy het net een naam. Dink voor jy doen. Dink voor jy doen. En pa is 'n baie wyse mens, en dit het my al baie laat dink. Maar as ons jonk is, dink ons nie altyd daaraan nie. As jy jonk is, moet jy vreugde vind in jou jeug, en jy moet jou dae ten volle geniet. Nou dit doen ons. Ons brand die kers aan al die kante. Ons gebruik ons lewe waar daar nie reserves is nie. Weet nie van julle nie, maar ek leef so. Eintlik vandag nog. Maar ek moet weet, daar gaan 'n tyd kom wanneer ek dit nie kan doen nie. So ek moet dit nou geniet. Maar dit gaan nie vir altyd hou nie. Dit gaan nie vir altyd hou nie. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Nou, dit is baie belangrik. Sluit aan by die wetgid wat ons nou gelees het. God gaan rekenskap eis oor alles wat ons doen. So ek moet so leef dat dit alright is in my brein en in my gewete dat God van alles weet wat ek doen. As niks wat ek hoef weg te steek nie. As niks wat God ook nie weet nie. Hy weet alles. Maar ons moet alright wees daarmee. Bedoelende dit moet vir ons reg wees. God weet alles wat ek doen en dit moet reg wees. So ek moet so leef dat God alles van my weet. Ek weet dit. Party mense dink dit nie, maar dit is die waarheid. En hier staan dit. God gaan rekenskap van my eis oor alles. En dan sê hy, hou kommer uit jou hart vir my wat die liggaam kwaad doen. En toe ek nou vanmôre hierdie stukkie ook lees, ek het dit al Vrydag ook gelees, dink ek,
ek worry oor so baie goed. Ek sê nou vir my vrou op pad hierdie kant toe, ek het 2 weke terug, kom my brein nie gefokus het nie, want ek het bekommer oor sekere sake. Dit oorheers my brein. Ek bekommer my so, ek kan nie fokus nie. En ek het nie fokus pilletjies op die oomblik nie, so al wat my laat fokus is my eie wilskrag. Want ek bekommer my, en dit oorstuur my totaal. Maar dit is op die einde nadelig vir my lewe. Ek weet dit. En dit geld dus seker vir die ander goed wat ek ook doen, wat my liggaam nadelig is. Maar ek moet daarna kyk. En dan sê hy, ook die jonkheid en die jeug kom tot niks. So hierdie is 'n fase wat verbygaan. So ek moet nou so leef dat ek weet, hierdie gaan nie vir altyd aanhou nie. Dit gaan nie. Dit gaan verbygaan. So gebruik vandag vir wat dit werd is. Maar weet, dit gaan nie vir altyd hou nie. Ek het altyd gedink, ek is nou lief vir draf, en ek het altyd vir die Here gevra, Here, dan moet net niks met my bene gebeur, dat ek nie meer kan draf nie. Maar dit is ook 'n gawe van die Here. As dit sy wil is, kan hy dit ook inneem, terugvat. Ek kan in 'n rolstoel beland, dit kan gebeur. Dit is die realiteit van die lewe. 'n Goeie vriend van ons is Vrydag oorlede, 'n ouditeur, jonger as ek, sagte hartmens, sy vrou die tweede keer 'n weduwee. En ek dink, die lewe is 'n gawe. Om vandag hier te kan sit of staan is 'n gawe. Dis nie gegewene nie. Dit is nie. Die Here het nie vir ons gesê, jy gaan nog vir 10 jaar leef nie. Vandag is 'n gawe. Hierdie kom ook tot niks. Hoofstuk 12 vers 1 sê dan, dink aan jou Skepper in jou jong dae. Dink. Gebruik jou brein. Ek wil nogal dink, daar is party ons slimmer as ander, maar ons almal kan dink. As jy 1 + 1 by mekaar kan tel, jy kom by 2 uit, is jy nie stupid nie. Die res is maar net verdere wiskundesommetjies, wat jy nog slimmer maak. Maar so ons het ons denke gebruik, ons het jou brein gebruik. Dink aan jou Skepper in jou jong dae. Ek weet nie regtig hoe party ons nie in 'n Skepper kan glo nie, maak nie vir my sin nie. Ek het nou die voorreg, ek kyk by die vensters met die bome daar agter, julle wat ook bietjie kan rondkyk, kyk rond, kyk net die persone langs jou, hulle lyk anders as jy. Gene het dit so gemaak. Gene van generasies het hulle gemaak soos wat hulle is en jou gemaak soos wat jy is. Jou postuur, jou oogkleur, jou haarkleur, jou bou, alles. Dis gene, God het dit gemaak. God het die plante gemaak, het hulle verskillende groene gemaak. Almal is nie dieselfde groen nie. Die bou van die plante lyk anderster. Party is struike, party is bome, party is grondbedekking. God het dit alles gemaak. Maar God het ook vir my en jou gemaak. Hy het jou gemaak met 10 vingers, 10 tone, 2 bene, 2 arms, ensovoorts. God het jou gemaak. Dink aan jou Skepper, terwyl jy nog jonk is. En dan moet jy dink, hoe gebruik ek hierdie liggaam? Voor die jare kom, daar kom, wat jy sal sê, voor die swaar daar kom, die jare aanbreek, waarin jy sê, ek het daar niks aan nie. As jy nou soms 'n ou mens hier raakloop, en hier is nou nie van hulle hier nie, ek sien nou nie van hulle nie, maar die wat nou dalk nie meer lus is om te lewe nie, hulle voel so, die dae wat hulle sê, ek het daar niks aan nie. As die oom dood is, dan sê die tannie, maar sy wil ook nou maar dood gaan, sy wil ook hemel toe gaan, waar die oom is. Of dalk sê die oom dit, en sy vrou is al oorlede. Ek wil ook wees, as 'n oom in ons dorp, bly so 'n blok van ons af, hy sê sy meisie is nou al 3 jaar dood, hy was eintlik getroud met haar vir 50 jaar, en ek kry die oom so jammer, sy meisie is oorlede, sy vrou, en hy's eensaam. So, hierdie oom is daar,
En dan sê hy, die tyd wanneer die son donker word, en die daglig, en die maan en die sterre donker word. En dis eintlik die verduideliking van ouderdom hierdie. Hoofstuk 12 is die verduideliking van ouderdom. So, alles word donker, wat beteken, jy kan nie meer so goed sien nie. Die tyd wanneer dit weer bewolk raak, nadat dit gereën het, bedoelende dit lyk altyd donker. Die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe. Nou, ek gaan maar 'n verduideliking gee, jy kan dit nou vat of jy kan dit nie vat nie, maar dis hoe ek dit het. Die wagters kan jou arms en jou bene wees. Kan dalk ook net die bene wees. Hulle waggel en hulle bewe. Dalk is dit 'n teken van ouderdom, wat ek nie meer so lekker kan vas op my voete, of my hande is nie meer so lekker nie, weet ek bewe bietjie. Die malers ophou maal, dalk verwys dit na tande. As dit nou met my betrekking is dit definitief dit. Reg, hulle maal nie meer nie, tande werk nie meer so lekker nie. Die tyd wanneer dit donker geword het, wanneer jy deur die vensters kyk. Ek moet eintlik bril dra, kontaklense, wat beteken ek kan nie baie goed sien nie. Dit word donker, alles is nie meer so helder nie. Die deure wat na die straat toe gaan, toegemaak word. Die geluid by die meel dof word, wat beteken ek kan nie meer so lekker hoor nie. Sê net bietjie weer asseblief, of hoe sê, het my ouma Grootjie altyd gesê. Die tyd wanneer die mense opstaan, as die voëls begin sing, maar jy hoor geen geluid nie. My ouma het 4 uur opgestaan, en ek het altyd gedink as fout met haar. Ek staan al vir jare lank omtrent so laat op, voor die voeltjies wakker word, en voor die hoender kraai, maar gelukkig kan ek hulle nog hoor. Maar party mense kan nie meer hoor nie, so hy word wakker, maar hy kan nie meer hoor nie. En so kan ek nou aangaan, die amandel, die lied wat hulle nie kan hoor nie, bang is vir alles, wat skrik, die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, en hy is mos pragtig wit, is hy blommetjies, ons het so een op ons plot gehad, die springkaan om mooi saam voortsleep, beteken jy kan nie meer so lekker beweeg nie, en die tyd wanneer die mens na sy ewige woning teruggaan. So daar is 'n tyd wanneer ons moet goodbye sê van hierdie wêreld af. Nou die feit is, niemand van ons wat hier sit of staan weet wanneer dit is nie. Niemand nie. Maar ek moet reg wees wanneer dit kom, want ek weet nie wanneer daai tyd kom nie. En dit het die gelykenis van die 10 maagde met die olie in begin van Matteus 25 het daai vertel. Hulle het nie geweet wanneer die bruidegom kom nie, so party het nie genoeg olie gehad nie. Wat eintlik beteken, jy weet nie wanneer Jesus terugkom nie. Die wederkoms niemand weet nie. Net God weet dit. Geen profeet weet dit nie. Niemand weet dit, net God weet dit. So dit kan vandag vir my en jou wees. Ek kan vandag huis toe ry en ek kan omkom in 'n voertuigongeluk. Daar kan iemand voor my 'n draai maak en ek kan hom vasry. Dan kan ek dit nie maak nie. My vrou, my kind kan dit dalk maak. Jy kan op pad huis toe, kan jy dalk iets oorkom. Jy kan dit môre by die werk oorkom. Of hoe ook al. Maar ek moet reg wees. En vandag is die dag. Omdat niemand weet wanneer nie. Kom ons doen dit vandag. As u nog nie vir die Here gesê het, Here, hier is my lewe nie, dan is vandag daai dag. En dis eenvoudig. Ek kan maar net sê, Here, hier is ek stikkend, ek is nie ek doen 'n klomp goed verkeerd, maar hier is ek gee my lewe vir u. Ek weet nie hoe verder nie, Here, ek is nou al so oud, en ek weet nie eintlik hoe om hierdie te doen nie, maar ek kan my lewe in u hande sit. En ek wil vir u sê, is op die beste plek wat u ooit kan wees. Want hy ken u en u is vir hom kosbaar. Hy vergelyk u met niemand nie. U hoef nie so vinnig of so smart of so mooi of so aantreklik soos die ander ou te wees of ander vrou te wees nie. U is vir hom belangrik. Want dis hoe God dink. En dan sê die Here, kom in, hier is die plek wat ek van die skepping van die wêreld af voorberei het vir jou.
Kom ons bid saam. Liewe Here, ons skram altyd weg van hierdie dag en hierdie tyd af, want ons weet nie, ons is bang vir onbekendes. Here, ons is dalk nog nie oud nie, maar ons skrik ook maar vir alles, want dit is onbekend. Maar Here, in der waarheid, vandat ons ouers met ons swanger geword het, is ons in die hande. En weet U alles van ons, en het U vir ons gesorg tot hiertoe. En ons wil net weer vir U sê, dalk vir die tweede keer of vir die eerste keer sê, hier is ek, Here, ek wil my lewe vir U net weer gee. Of dalk vir die eerste keer. Dankie dat U vir my lief is, en dat U my nie vergelyk met ander, soos wat ons mense doen nie. U worry nie hoe lyk my bankbalans nie. U worry nie wat se kar ry ek of waar bly ek nie. U worry nie of my hare eers gekam is nie. U weet wel hoeveel hare het ek. Wil U asseblief my vat en my nuut maak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil 'n liedjie laat speel van Bette Midler, en die mense van die klank daarbo gaan dit nou vir ons speel. En dit sê eintlik God is watching from a distance, maar eintlik is hy baie naby aan jou. Hy sê regtig van 'n distance af nie. So ons gaan daarna luister en daarna gaan ons offergawes gee.
Dankie, ons gaan nou tyd gee vir die offergawes. Dankie vir Tannie wat vir ons die orgel gespeel het en die span Carla en Etienne daar agter met die klank en die videogoeders. Daar's roomys soos Dominee Jacques gesê het na die tyd en ek dink as ek 'n koffie, ek kan dalk 'n bietjie koffie by daai roomys ook gooi. Kom ons sluit af met die 308. Neem my lewe, laat dit Heer, maar voor ek dit opgee om te sing, as jy so bietjie gaan Google, kan ek maar sê, oor Bette Midler se agtergrond, hoe sy groot geword het, net iets interessant, sy is 'n Jodin eintlik, groot geword in 'n Joodse familie, waarin sy verwerping beleef het. So sy het haar lewe lank eintlik gestoei met verwerping, en haar teenvoeter, kan ek sê, was haar glimlag gewees. Party mense het haar 'n fairy genoem, en sy het saam met Barry Manilow begin, hy was 'n pianist, toe sy nou van Hawaii af na Amerika toe gaan, wat eintlik baie interessant was, maar sy het verwerping haar lewe lank beleef, en tog het sy so groot impak gehad. Maar kom ons sing, neem my lewe, laat dit Heer op die voortrekker wysie. Kom ons staan en sing ons lekker saam.
ontvang die seën van die Here met 'n oop hart en 'n oop gemoed. Mag die genade van die Here, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly totdat hy weer kom.